Hartlike goeienaand kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ja, ek wil vanaand 'n bietjie iets met u deel, 'n interessante verhaal of 'n gebeurtenis wat ek dink nodig is net vir u kennisname. Dis iets weer uit 'n ander of 'n nuwe oord, as ek dit so kan sê. En dit is in ten opsigte van die stabiliteit in die hele Midde-Ooste. Nou ja, u weet dat president Trump by 'n paar geleenthede nou gesê het dat as Iran nie tafel toe kom in en ten opsigte van die onderhandelings rondom kernbomme en wat daarmee saamgaan nie, dan sal hy hulle bom en letterlik aanval uit die aard van die saak saam met Israel en die VSA. Dan weet ons weer ook op Iran se beurt wat hulle reaksie daarop was, dat hulle gesê het hulle gaan nie hulle laat volgens hoe hulle voel in Boolean onderhandelings in nie. Maar ek dink wat belangriker is dat ons weet dat Iran het toe nou en is in die omgewing ontplooi van die straat van Hormuz, wat ons weet tussen 30 en 40%, party mense sê tussen 20 en 30, so kom ons sê nou maar 25, 30% van die wêreld se ruolie en alles rondom ruolie en gasse gaan deur die straat van Hormuz. So jy kan dink wat se impak dit sal hê op wêreldekonomie, op lande soos Suid-Afrika. As ons net in Suid-Afrika 'n 10% brandstof tekort ontwikkel, kan u vir jouself dink wat dit op 'n reeds gebroke infrastruktuur sal hê, die effek wat dit sal hê. So ons het nou en ons weet ook uit video's wat ek in die verlede gemaak het, wat alles op bewyse en die bewyse wat ons lewer vir u, waar Iran ook by geleentheid gesê het, u kan maar die video's gaan kyk waar ons dit geplaas het, waar hy 5 lande genoem het, onder andere United Arab Emirates, Saudi-Arabië, Bahrein, Qatar en ander, wat hy in die verlede gesê het, as julle enigstens deelneem, saam met die VSA, of enige hulp verleen, dit is nou lugverkenning of wat ook al die geval is, enige hulp verleen aan die VSA en Israel, dan sal ons, Iran, julle olievelde. Ons weet, ek het video's gemaak daaroor in die verlede, dat Amerika op sy beurt gesê het, dit was nog Anthony Blinken, gewese sekretaris-generaal van die VSA, waar hy by geleentheid ook gesê het, dat een van die teikens wat geteken sal word, is die Iranese se olievelde. En uit al hierdie dreigemente, sou dit enigstens tot 'n punt kom waar dit vergestald en gebeur. Dan dink ek is ons die naaste aan 'n gesig wat hom siener gehad het, waar hy sê, ons karre staan op die wilte. Nou ja, ons neem aan, kan vir baie redes op die wilte staan, maar een van daardie redes kan wees, omdat daar nie meer brandstof deur die straat van Hormuz, of ruolie van Saudi-Arabië mee Suid-Afrika toe kan kom, en alles rondom dit saam. Olie uit die Midde-Ooste, ruolie uit die Midde-Ooste. Ek het video's ook oor dit ook gemaak, wat 'n persentasies ruolie het ons nodig, en alles rondom dit. Maar ja, in hierdie week het ons nou 'n interessante gebeurtenis gehad, en dit is dat 'n Suidlander, nou moet ek my woorde baie mooi kies, dat ek nie eers die individu, die betrokke individu blootstel, of dan ook die betrokke land dan noem nie, want dan sal dit nou makliker wees om te weet wie, wat, waar en wanneer. Maar ek voel tog ek moet dit met u deel. Dis net daai addisionele tot alles wat ek nou vinnig maar net vir u genoem het. Dreigemente vanaf die weste, vanaf veral dan nou Israel en Amerika, en dan natuurlik dan nou ook weer die dreiging van Iran se kant af, wat ons weet 'n groot persentasie van sy brandstof gaan China toe. En vermoed baie van die ontleeders dat wanneer Iran aangeval sou word, wat nou 'n groot waarskynlikheid raak, dan sal China heel waarskynlik ook betrokke kan raak, as ook Rusland. So hoe dit ook al sy, wat ek met u wil deel is, ons het 'n Suidlander wat baie hoog geplaas of geag word. En ek kan ongelukkig nou nie die detail van sy beroep bekend maak nie, maar so hoog geplaas en geag word, dat in die afgelope week wat verby is, eintlik so bietjie meer seker nou al so 10 dae gelede min of meer, die persoon is in so 'n posisie dat ek wil dit so stel, en ek moet nou my woorde baie mooi kies, maar ja, dat kom ons sê leiers van die betrokke land wat definitief onder die 10 mees senior of 5 mees senior van daai betrokke land is, het hierdie Suidlander. Nou kan u vir jouself tog maar indink
dat wanneer daardie klas van leierskap jou inroep, dan moet jy 'n redelike spesiale plek hê, as ek dit nou maar so mag sê. En hy's ingeroep en daar's aan hom meegedeel en hulle het hulle bekommernis uitgespreek en gesê hulle wil niks sê dat hy hulle kan quoteer nie. Dit was nog die presiese woorde, maar hulle wil vir hom sê dat hy moet maar binne 24 uur hierdie betrokke land in die Midde-Ooste moet hy verlaat. En dit is nie Iran nie. En bloot het hulle vir hom gesê, omdat hulle, dit gaan nou snaaks klink vir u, maar omdat hulle omgee voel. Ek wil amper hom vergelyk met soos 'n Josef destyds by Farao, en ek wil amper vergelyk met Daniel by Nebukadnesar. Jy het baie keer of van tyd tot tyd in die Bybel ook gekry, dat daar 'n Israeliet was, in 'n vreemde land, soos Josef, en dan daardie vertroue gekry het. Soveel so dat Josef was die 2 IB daar by Farao. En ek het nogal aan dit gedink, toe ek nou hierdie nuus meegedeel was, want ek ken die persoon goed, en ek weet wat 'n kaliber hy is. Ek weet hy's een van, in sy veld, een van 4 of 5 in die wêreld. So ja, dis vir ons 'n voorreg om sulke lede ook te hê met daardie vernuf, as ek dit so kan sê. Maar ja, om terug te kom na wat ek met u wil deel, heeltemal uit 'n ander hoek, toe kom hierdie hooggeplaastes, ek wil amper sê hoogste geplaastes, en sê vir hom, luister, 24 uur, gaan uit die land uit, ons sal jou kontrak en enige finansiële wat in die kontrak vervat is, gaan ons met liefde vereffen, ons gaan alles, met ander woorde, gaan op verlof, gaan net weg hier, ons sal jou betaal, in eenvoudige terme. Hulle het gesê, hulle kan vir hom sê 48 uur, hulle kan vir hom sê 72 uur, hulle kan vir hom sê 'n week, hulle kan vir hom sê 'n maande, hulle weet nie, tyd nie, maar hulle weet dat die besluit geneem is. Nou ja, u kan vir uself aflei wat die besluit is, in terme van onstabiliteit in die Midde-Ooste, u kan vir uself besluit wat daar die besluit is. En die rede hoekom hy ingeroep is omdat hulle vir hom omgee, 'n sagte plek vir hom het, noem dit wat jy wil. En ja, hy het geland in Suid-Afrika, onlangs, en dit eerstehangs met ons dan nou meegedeel. 'n Baie betroubare persoon, as ek dit mag sê, die Bybel sê, eer die wie die eer toekom, en dis 'n persoon wat ek leer ken het, as iemand wat nie bedrog in sy hart het nie, en iemand wat baie opreg is. So ja, ek wou net dit met u deel. Ons ken al hierdie uitsprake van die VSA en Israel teenoor Iran, teenoor die olie. Ons sien die aanvalle van Oekraïne dan ook op die olievelde of die olieraffinaderye of die oliedepos van Rusland tot diep in Rusland in. So duidelik kan ons sien dat energie gaan 'n groot en is reeds 'n groot teiken in hierdie oorlog. Nie net in Oekraïne en Rusland nie, maar by monde van die sekretaris-generaal van die VSA, die president van Iran, teenoor die Bahrein, Saudi-Arabië, United Arab Emirates en Qatar, wat Iran gesê het, ons skiet julle olie aan die brand, as julle op een of ander, direk of indirekte wyse betrokke is, by 'n aanval van Amerika en Israel op Iran. En ek gaan nou nie alles weer herhaal nie, rondom die straat van Hormuz en alles. So ja, kykers en luisteraars, baie dankie vir die mense wat ingeteken het, gesubscribe het, en die wat gehou van dit, like. Ja, ek dink dit is belangrik vir ons, vir u, om daai hou van en inteken, subscribe en like, maar te doen vir die eenvoudige rede, dat hierdie tipe waarskuwings, hierdie tipe brandwagwerk, dat dit soveel as mense sal bereik. Dat dit nie net geïsoleer is, en ons weet, en ons deel hierdie bekommernisse, en hierdie risiko's, dat ons in 'n brandstofkrisis kan baie vinnig inloop, en sekerlik gaan inloop, wanneer so 'n oorlog nou in die Midde-Ooste sou afspeel, of dit nou, soos daai persone, daai senior leierskap vir ons Suidlander gesê het, ons kan vir jou sê, 24, 48, 72 uur, 'n week, tyd weet ons nie presies nie, ons weet die besluit is geneem. En wanneer daardie besluit nou omgaan in aksie, dan kan ons geweldige brandstoftekorte in die wêreld begin bespeer, verwag, oorkom, en dit gaan verseker 'n geweldige dilemma, nie net wêreldwyd nie, maar veral ook in Suid-Afrika,
ek hoef nie daaroor vir u uit te wen, ek dink ons almal weet dit. So ek wil maar net hierdie verhaal met u deel, ek dink dis nodig vir u om dit te weet, behalwe die uitsprake van politici, het hierdie leierskap van hun land 'n Suidlander ingeroep, 'n hoog aangeskrewe persoon, en vir hom gesê, weet jy wat, moenie oor die salaris of inkomste of finansies nie, dit sal gediens wees. Maar, laat jy net nie meer hier wees nie, want enige dag. So kykers en luisteraars, neem kennis, doen die nodige voorbereiding, en hou van, teken in, subscribe, like, laat ons hierdie brandwagtende boodskap, as ek dit nou so kan sê, kan versprei, so ver as ons kan, om elke mede-volksgenoot, elke burger, die geleentheid en die kans te gee, om 'n ingeligte besluit, of 'n meer ingeligte besluit, te kan neem. Pragtige aand vir u verder, naweek verder, alles seën tot 'n volgende keer. Totsiens.